begin. Ons tema vanmôre is wie op die Here wag, sal nie beskaamd staan nie. Die woord sê dit vir ons, kerk, Jesaja 40:31, sê die woord vir ons, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nuwe krag, is dit nie amazing? Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat. Nou dit is bonatuurlike krag. Want enige een van ons word moeg wanneer ons hardloop. Ons word moeg selfs wanneer ons loop. Maar hier sê die Here, hy gee nuwe krag vir die wat op hom wag. En ek is seker, u sal elkeen met my saamstem vanmôre as ek sou sê, ongelukkig is die mens se natuur 'n bietjie anders. Ons vind dit uiters moeilik om op die Here te wag. Ons leef in 'n wêreld of in 'n tyd waar alles so vinnig moet gebeur. En ons praat gister daaroor. Tyd is sekerlik jou grootste vyand in hierdie lewe. Daar's nie 'n groter vyand as jouself en tyd nie. Nou is die amens maar min in hierdie kerk vanmôre, maar dis die waarheid, kerk. Dit is so. Ons leef in hierdie wêreld waar alles moet so vinnig gebeur. As daar nie 'n McDonald's was, het party van ons gevrek van honger. Amen. Dit is alles kitskosse, en ek gaan vandag kos maak, ons koop sommer gou ietsie. Alles dis net so. En ongelukkig is dit waar die vyand vir ons beet kry. Daarom wil ons dikwels self ingryp. Want ons wil hê alles moet vinnig gebeur. Wanneer ons dalk ervaar dat God vir 'n oomblik stil raak, dan wag ons nie op die Here nie. Wanneer ons nie onmiddellike antwoord kry, of onmiddellik deure kry wat oopmaak, of onmiddellik hierdie uitkomste sien nie, raak ons ongeduldig of angstig, en probeer ons dinge op ons eie manier, en ons eie wysheid uitsorteer. Dit is wanneer ons deure ook begin forceer, wat God nog toegehou het vir ons. En wanneer ons besluite begin neem, sonder God se leiding, en probeer ons sy plan, met ons eie plan te vervang. En die gevolg daarvan is gewoonlik teleurstelling, verwarring, gebroke verhoudings, onnodige pyn en omstandighede wat ons nooit sou beleef het, as ons op die Here gewag het. Wie van ons is al deur dit, kerk? Wie van ons is al deur teleurstelling en verwarring en seer en allerlei dinge wat jy nie moes gewees het eintlik. Want ek wil vir u sê vanmôre, nêrens in hierdie woord staan daar dat God hartseer en pyn in jou lewe gaan veroorsaak. Die meeste van die tyd is dit deur ons eie doen en late. Ek wil vir u sê vanmôre, as ons maar net kan daai accountability bietjie begin vat en sê, dit is deur my wilsbesluite dat ek vanmôre is waar ek is. Ja, en daarmee sê ek nie vanmôre, daar's nie sekere omstandighede wat in ons lewe plaasvind, wat ons dalk nie kan keer nie, maar nog steeds. Ek wil vir u sê vanmôre, kerk, God se vertraging op antwoorde is verseker nie 'n teken van sy afwesigheid nie. Dit moet u weet vanmôre, maar dikwels 'n bewys dat hy besig is om in die regte tyd, die regte mense en die regte omstandighede vir jou voor te berei. Maar om op die Here te wag, verg geloof, nommer 1. Niks minder as geloof. Amen. Want as jy nie op God kan vertrou nie en God glo vir dit wat hy sê, hoe gaan jy op die Here wag? Vertroue en oorgawe is wat ons nodig het. Kom ons wees eerlik vanmôre, as jy werklik op God vertrou en jou geloof in hom plaas, beteken dit jy loop nie God vooruit nie. Nee, maar jy kies eerder om agter God te staan. Want God weet waartoe ons op pad is. Wanneer ons as mens kan leer om te wag op die Here, ontdek ons ook natuurlik dan dat God se tyd altyd beter is as ons tyd.
dat sy tyd baie beter is as ons haastigheid en sy plan is altyd wyser as ons eie. En dat sy uitkoms nooit die gemors sal veroorsaak wat ons eie impulsiewe besluite sal veroorsaak. Daarom is wag op die Here, verskoon, nie passiwiteit nie, maar 'n daad van geloof waarby jy erken dat God altyd verder as jy kan sien, altyd beter as jy kan sien, altyd meer as jy kan sien, en meer weet van die dinge wat gebeur. Maar om te wag vir iets of vir dinge om te gebeur is nogal frustrerend, sê jy saam met my? Ek is ook iemand wat altyd vir my mense sê, jy wag vir niks in jou werksplek nie, alwaarvoor ons behoort te wag is om dood te gaan. Maar nou wil ek net daardie stelling ook regverdig deur te sê, wat ek daarmee bedoel is as jy moet wag vir iets of iemand om jou werk te kan laat gebeur, beteken dit jou beplanning kort 'n bietjie aandag. Amen? Maar dan kry jy ook natuurlik daardie oudjies wat hierdie teks totaal en al verkeerdelik interpreteer. Wat om te wag op die Here beteken nie ek moet nou maar net met my ronde handjies daar sit. Op die Here te wag beteken nie jy doen niks en wag vir God om alles te doen. Of dink jy as jy op soek is na 'n werk, jy kan nou maar net bid, Here asseblief, ek nodig 'n werk en verder kan ek op my lauwere gaan lê of heeldag game speel saam met my chommies sonder om 'n CV uit te stuur. Of sonder om moeite te doen of om alles in jou vermoë te doen wat jy menslik moontlik kan doen om 'n werk te kan kry. Nee my broer, nee my suster, voor jy bid, behoort jy reeds alles in jou vermoë te kon doen, dit wat menslik moontlik is. En daarna kan jy eens met die vrymoedigheid na God toe gaan en sê, Here, ek het by elke plek moontlik my CV afgelaai, ek het na elke plek moontlik my CV gestuur, verwerk, nou bid ek, en ek wag op die Here, dat God sal voorsien. En een van die grootste misverstande oor om op die Here te wag is dat mense dit interpreteer as om niks te doen. Ek het nou vir die Here gegee, so nou kan ek maar terug sit en relax. Maar mense dink wag beteken om net bloot niks te doen. Om passief te wees en dan maar te hoop dat God alles vanself sal gebeur. Maar Bybels gespreek en gesproke is dit nie wat wag op die Here beteken. Op die Here te wag is nie geestelike luiheid nie. Dis 'n aktiewe geloof. 'n Aktiewe geloof is een van die duidelikste termes wat in God se woord vir ons opgeskryf staan. Dit beteken nie dat ons God moet help nou ewe skielik of ons moet sy plan oorneem nie, maar ons in gehoorsaamheid optree eerder volgens die lig en die opdrag wat God reeds vir ons gegee het, terwyl ons met ons alles vir sy uitkoms sal vertrou. Ander woorde, geloof is nie passief nie. Dit is 'n lewenswyse wat sigbaar word deur ons gehoorsaamheid aan God, deur ons volharding en ons getrouheid aan die Here. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar sterk Bybelverse, Bybelse beginsels omtrent geloof en aksie. Nommer 1, geloof word bewys deur dade, né? Jakobus 2:17 en 18 sê net so is ook die geloof as dit geen werke het nie in sigself doen. Wys my jou geloof sonder jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof wys. Jakobus sê nie hier dat ons deur werke gered word nie, maar dat ware geloof altyd vrug sal dra. As iemand sê hy vertrou op die Here, maar sy lewe wys geen teken van hierdie vertroue, gehoorsaamheid of verandering nie, is daardie geloof onvolledig of in sigself dood. Nommer 2, wag op die Here beteken nie om agteroor te sit nie. Jesaja 40:31 sê vir ons, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Ja. Die gevolg van hierdie wagtyd is beweging. Ek moet iets doen. Nou wil ek 'n voorbeeld gebruik. Wie van julle weet nie wie Driekus Du Plessis is?
Almal weet wie is 3 keer toe bloed. Jy weet jy nie. My suster, dis die eerste en enigste Suid-Afrikaner wat al die titel gevat het by die UFC, die cage fighting. Daai manne wat mekaar slaan dat hulle oë so staan, dat hulle nie kan kyk deur hulle oë na daai geveg nie. Nou daai man, kom ons gebruik hom as 'n voorbeeld. Kon hy het nou weer 'n geveg gewen. Was op punte, maar dit maak nie saak nie, wen is 'n wen. Daai man het 'n geveg gewen, hoekom? Want hy het homself voorberei. Hy moes iets doen. Hy moes by die gym uitkom. Hy moes uit sy bed uitklim en gaan oefen en homself prep vir hierdie geveg. Anders sou hy geen kans gestaan het. Dit is presies wat jy en ek ook behoort te doen. Jy moet van jou liggende rugwervel af opstaan en iets begin doen voordat jy verwag dat God die dinge vir jou gaan laat gebeur. En wat vir my so mooi was van hom toe hy klaar is en hulle gee vir hom die mikrofoon. Wat doen hy? Hy gee die eer aan die Here vir sy oorwinning. Dis die belangrikste kerk. Dis die belangrikste. Die Here sal altyd neerkom vir jou, maar moet nooit in jouself roem en sê ja, maar is omdat ek so goed is. Ek is so goeie fighter of ek is so goeie werker. Nee. Ek is nie die goeie nie. God is die goeie nie. Dit is wat ons behoort te doen. God gee jou reeds die krag om hierdie dinge te kan doen. Om te loop of te hardloop indien nodig. Nie om passief te bly of niks uit jou eie te wil doen nie. Nommer 3. Ja, ons moet werk, maar God gee die groei. 1 Korintiërs 3 vers 6 sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, jy wees my so mooi, maar God het laat groei. Paulus wys hier vir ons die balans. Ons doen ons deel en dan vertrou ons op God vir dit wat net hy kan doen. Kerk, ons kan ploeg, ons kan plant, maar ons kan nie laat groei. Dit is uit ons hande uit, dit is uit ons beheer uit. En dit is waarvoor ons op God moet wag. Wag op die Here. Hierdie woorde van Paulus openbaar een van die belangrikste beginsels in 'n Christelike lewe. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. In ander woorde, ons kan vanmôre sê, so is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Amen. Paulus wys hiermee dat God 'n duidelike onderskeid maak tussen die mens se verantwoordelikheid en God se soewereine werk. Is dit nie amazing? Daar is 'n sekere dinge wat God van ons verwag om te doen, maar ook sekere dinge wat slegs net God kan. Paulus het die evangelie verkondig, dit was sy verantwoordelikheid. Apollos het die gelowiges verder geleer en hulle versterk, dit was weer sy verantwoordelikheid. Maar nie Paulus of Apollos kon een hart verander nie. Hulle kon nie een siel verander of red nie, of een geestelike lewe laat groei. Daarom kan ek nie vanmôre hier staan en roem in myself, man, ek is so gelukkig, my kerk sit vol mense. Nee, ek kan slegs die woord vir u bedien, maar ek kan nie die hart verander nie. Dis God wat die hart verander. As jy in hierdie gemeente aangesluit het en jy voel, jy groei in Christus, kerk, is dit nie die pastoor nie. Dis die Gees van God. Dis God wat die groeiwerk doen. Ek kan die saad kom plant, ek kan die voorbereiding doen, ek kan die grond omspit, ek kan alles doen wat ek menslik moontlik kan doen, maar as die Here nie kom en harte verander en mense laat groei nie, sal daar niks daarvan kom. Daarom gee ons eer aan God vir al die dinge. Ons dien 'n wonderlike God. Amen. Dit was uitsluitlik die werk van die Here, hierdie groei. En hierdie beginsel geld vandag nog. En ek gee nie om hoeveel pastore sit met 3, 4, 10.000 mense in jou kerk, ek gee nie om nie. Dis nie omdat jy goed is nie, dis omdat God goed is. Ons verantwoordelikheid is om te bid, te werk, te dien, te getuig, gehoorsaam te wees, te saai en getrou te wees. Luister nou mooi, met dit wat God jou mee toevertrou. Dit is baie belangrik. Maar ons moet ook waak daarteen om te dink dat ons deur ons eie inspanning
die uitkoms daarvan kan beheer. Want ons kan nie. Ons kan nie mense verander nie, want God is die een wat dit doen. Ons kan nie deure oopmaak wat gesluit is nie. God bepaal die regte tyd daarvoor. Ons kan nie seën afdwing of groei vervaardig nie. God alleen gee daardie vermeerdering. En wanneer ons hierdie balans kan begin verstaan, word ons bevry van twee gevaarlike uiterstes. En die eerste een is, aan die een kant verval ons nie in hierdie passiwiteit deur te sê, God sal alles doen, ek hoef niks te doen nie. En aan die ander kant verval ons ook nie in selfvertroue deur te dink, dat alles van myself afhang. Bybelse geloof tussen hierdie twee uiterstes beteken, dit werk hard, maar vertrou diep. Is dit nie mooi nie? Werk hard, maar vertrou diep op die Here. Dit saai ywerig, maar wag geduldig. Maar dit gebruik elke geleentheid wat God vir ons gee, maar laat die resultaat oor in God se hande. Daarom rus die Christen nie op sy eie vermoëns nie, maar ook nie op ledigheid nie. Hy doen alles wat God van hom vra met oorgawe en getrouheid, terwyl hy in nederigheid erken dat elke deur wat oopgemaak is, kerk, ons kan vanmôre sê, elke deur wat in jou lewe oopgemaak is deur God aan jou oopgemaak. Ons het laasweek ook daaroor gepraat, en ek kan vir julle weer sê vanmôre, as die Here vir jou 'n deur oopgemaak het, gaan niemand hom toemaak. Amen. Hy is die een wat ons sal toemaak. En dankie Here dat ons ook weet, dat voor hy een deur sluit, het hy reeds vir ons 'n ander deur oopgemaak. Maar ons moet in die kommunikasie met die Gees wees, dat ons sal sien, waar is hierdie deur wat God reeds oopgemaak. Elke lewe wat verander, elke gebed wat beantwoord word, elke vrug wat verskyn, uiteindelik die werk van God alleen is. Met ander woorde, dis nie die pastoor, dis God se werk. Die groot les wat Paulus ons hier leer is dat gehoorsaamheid is wel ons verantwoordelikheid, maar die uitkoms behoort steeds aan God. Wanneer ons deel getrou doen en God vertrou met sy deel, ervaar ons hierdie vrede wat kom oor ons. En ons weet dat die las van die resultaat nie op ons skouers rus nie, maar op die van die almagtige God wat jou nooit in ewigheid sal vyl. Nommer 4. Doen wat jou hand vind om te doen. Prediker 9 vers 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met al jou mag. En hierdie vers is nie bloot 'n aanmoediging om hard te werk nie. Dit openbaar 'n belangrike geestelike beginsel. God verwag nie van ons om te doen wat hy alleen kan doen nie, maar hy verwag wel dat ons getrou sal wees met dit wat hy reeds in ons hande geplaas het. Dikwels is ons so gefokus op die volgende deel wat moet oopgaan, die volgende geleentheid waarvoor ons bid, of die volgende wonderwerk waarvan ons wag, soveel so dat ons nalat om getrou te wees met die verantwoordelikhede wat reeds voor ons deur lê. Tog is dit juis in ons getrouheid met klein en alledaagse take waar God ons karakter vorm en geloof versterk en ons voorberei vir nog groter verantwoordelikheid. Wanneer Salomo sê alles wat jou hand vind om te doen, bedoel hy alles wat God reeds op jou pad geplaas het. Met ander woorde, alles wat jy reeds het, dit wat jy bymekaar gemaak het in jou lewe, alles wat jy het, daarvan praat Salomo. Jou werk, jou gesin, jou bediening, jou getuienis, jou gebedslewe, jou diensbaarheid aan die Here en die geleenthede wat jy vandag van God ontvang het. Ons moet dit nie halfhartig of uit plig doen nie, maar met al jou mag, beteken met oorgawe en ywer, integriteit en uitnemendheid, asof ons dit vir die Here self doen. Beteken ook natuurlik dat wagtyd nooit 'n tyd van lenigheid is. Wil vir u sê, terwyl jy wag dat God die volgende deur oopmaak, moet jy getrou wees
aan die deur waardeur hy jou reeds laat ingaan. Terwyl jy wag vir bevordering, wees die beste werknemer wat jy kan wees. Terwyl jy wag vir bediening, dien getrou waar die Here jou nou gebruik. Terwyl jy wag vir antwoorde, hou aan bid. En terwyl jy wag vir voorsiening, werk eerlik en verantwoordelik met dit wat God reeds aan jou voorsien het. God lei selde mense wat stil staan. Dink bietjie daaraan. Ons kan nie stil staan en verwag dat God ons moet in beweging kry. Ek is veronderstel om die eerste tree te gee. Moses was besig om skape op te pas toe God hom by brandende bos geroep het. Dawid het sy vader se skape opgepas toe Samuel hom kom salf het. Gideon was besig om koring uit te slaan toe die engel van die Here hom ontmoet het. Elisa was besig om met die osse te ploeg toe Elia hom geroep het. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes is besig om vis te vang toe Jesus hulle geroep het. En in elke geval van hierdie het God mense ontmoet wat getrou besig was met die werk wat op daardie stadium aan hulle toevertrou was. Die beginsel is duidelik hier, kerk. God se roeping kom dikwels na mense wat reeds getrou is in hulle huidige verantwoordelikhede. Daarom beteken om op die Here te wag, nie om jou lewe op pause te sit, sodat God iets bonatuurlik vir jou doen, terwyl jy niks doen. Dit beteken om elke dag met ywer en gehoorsaamheid te leef, terwyl jy God vertrou om op sy volmaakte tyd die volgende stap aan jou bekend te maak. Ek het so 'n mooi podcast gesien van iemand die ander dag wat gesê het, jy kla oor jou voertuig, omdat jy 'n voertuig het. Jy kla oor die bord kos wat op jou tafel neergesit het, omdat jy kos het. Jy kla oor die klere wat jy moet aantrek, omdat jy klere het. Jy kla oor jou werk wat jy het, omdat jy 'n werk het. Is dit nie wie ons is nie? In plaas daarvan om eerder eers te kyk na dit wat God my mee toevertrou het, en te sê, dankie Here vir dit wat ek het. Kerk is so bitter belangrik, as ons net ons gesindheid bietjie verander. En as ek kyk na hierdie bottel vanmôre, en ek gaan vir die meeste van die vra, wat sien u? Dan behoort jou antwoord nie te wees 'n leë bottel water of 'n amper leë bottel water. Baie mense sal sê, dis 'n half leeg glas, in plaas van dis 'n half vol glas. Dis net daai positiewe gesindheid en dankbaarheid. En ek wil vir julle sê, God waardeer 'n dankbare hart. En ek voel in my hart, ons is dalk te min dankbaar vir dit wat ons reeds het, en ons strewe, ons is op hierdie gejaagde pad, en ons is op hierdie hardloop, op pad na vorentoe, en ons kyk nie eers na dit wat die Here reeds vir ons gedoen het nie. Ons verantwoordelikheid is om getrou te wees met dit wat God vandag in ons hand gegee het. God se verantwoordelikheid is om te bepaal wat môre in ons hand sal gegee word. Dis nie my verantwoordelikheid nie. Ja, ek moet werk daarna toe. Wanneer ons die twee nie verwar nie, leef ons in vrede, doelgerigtheid en vertroue, omdat ons weet dat God altyd die getroue dienaar beloon wat ons sy hele hart dien. God verwag dat ons getrou sal wees met die geleenthede en verantwoordelikhede wat hy reeds voor ons geplaas het. Nommer 5. Doen alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen. Kolossense 3:23 sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense. Hierdie woorde verander die manier waarop 'n Christen na sy werk, sy diensbaarheid en sy wagtyd behoort te kyk. Paulus sê nie vir ons hier dat net die geestelike dinge vir God moet gebeur. Nee. Hy sê wat julle ook al doen, met ander woorde alles wat ek doen,
Dit sluit alle aspekte van ons lewens in. Ons werk, ons huwelik, ons gesin, ons bediening, ons studies, ons besighede, ons verantwoordelikhede en selfs die klein ongesiene taakies niemand anders raak sien, word daarby ingesluit. En die maatstaf vir ons toewyding is nie hoe mense ons behandel of hoeveel erkenning ek ontvang nie, maar die feit dat ons uiteindelik alles wat ons doen vir die Here doen. Wanneer ons besef dat ons eerste werkgewer Christus is, verander dit jou gesindheid totaal en al. Dan werk ons nie net hard wanneer iemand kyk nie. Ons werk hard met integriteit wanneer niemand kyk nie. Ons dien nie net wanneer ons daarvoor geprys word nie. Ons dien omdat ons die Here wil verheerlik. En ons gee nie net ons beste wanneer die omstandighede gunstig is nie. Ons gee selfs ons beste in 'n daad van aanbidding omdat ons God aanbid. En hierdie beginsel sluit direk aan by ons tema vanmôre om op die Here te wag. Baie mense dink 'n wagtyd is letterlik net wat die woord sê. Ek moet wag totdat God iewers iets laat gebeur. En Paulus kom en hy leer vir ons die teenoorgestelde daarvan. Terwyl jy wag op die Here se volgende opdrag, moet jy die huidige opdrag met jou hele hart uitvoer. As God jou vandag 'n werk gegee het, verrig dit met uitnemendheid. As hy jou 'n gesin gegee het, wees getrou aan daardie gesin en doen jou beste daarin. As hy jou bediening gegee het, dien met vreugde. As hy jou geleentheid gegee het om iemand te help, doen dit met liefde. Jou wagtyd is nie 'n wagtyd van ledigheid nie, maar 'n wagtyd van getroue diens teenoor die een wat jy aanbid. God kyk nie net na waar jy jou wil neem nie, hy kyk ook hoe jy optree op die plek waar jy tans is. En ons sien hierdie beginsel reg deur die woord van God. Josef het nie opgehou om sy beste te gee toe hy as 'n slaaf verkoop was of onregverdig in die tronk beland het nie. Hy het getrou gebly, al het niemand hom raak gesien. En juist daar het God gekom en hom voorberei om hom oor die hele Egipte aan te stel. Dawid het sy vader se skape met dieselfde ywer opgepas waarmee hy later die volk sou lei. Rut het eenvoudig en nederig are opgetel in die lande, maar sy het dit met getrouheid gebly doen en God het haar verhaal en sy groter verlossingsplan ingelei. In elke geval was hulle nie besig om mense te beïndruk nie, hulle was besig om God te eer deur hulle getrou met dit wat die Here vir hulle in hulle hand gegee het. Daarom behoort 'n kind van die Here nooit te vra wie sien my nie, maar eerder verheerlik dit wat ek doen, die Here. Dit is die vraag wat ons onsself moet vra. Wanneer ons alles van ons in ons hart moontlik doen vir die Here, word selfs die gewone buitengewoon. 'n gewone werkdag word 'n aanbidding. 'n eenvoudige daad van gehoorsaamheid word 'n getuienis. En 'n taak wat niemand waardeer word kosbaar in God se oë. Terwyl ons getrou bly in 'n plek waar God ons geplaas het, is hy besig om deure oop te maak, karakter te vorm en ons natuurlik voor te berei vir dit wat nog voor lê. Want ons werk nie vir menslike applaus nie, kerk, ons leef vir God se goedkeuring. Nou ek was bevoorreg geweest om in 'n baie groot kerk te kon dien, nie bid nie, te kon dien. Nou my werk was geweest om seker te maak dat alles in daai kerk reg is voordat die diens begin. So ek was gewoonlik so 2-3 ure voor die tyd by die kerk geweest. Dan behels dit van die fontein voor by die hek, by die deur volmaak, die pomp aansit, kerk oopmaak, seker te maak daar lê niks rond nie, die stoele reg beskuif. Maar ek het self die pastoor se mic batterye ingesit, ek het dit
vir hom daar neergesit, hy moes net die knoppie druk, ek het sy water vir hom daar neergesit, ek het self sy Bybel gaan haal, as hy daar aangekom het en hom oopgemaak op sy plek, hy het letterlik net agter die kansel ingestap, en kom bedien. Maar het was my lekker, en hy het altyd na die tyd, getuie, dan kom hy na my en dan sê hy vir my broer, ek wil net vir jou sê, baie dankie, vir dit wat jy doen. En ek het altyd vir hom gesê, pastoor, dit wat ek doen, en ek nie vir mense, ek doen dit vir die Here. Dis hoekom ek met 'n blye hart kon aangaan daarmee en bly doen. Tot 'n pastoor Sykes, hy is oorlede vandag, sê hy daai tyd roep hy my, sê ek kom sit 'n bietjie hier langs my. Ek wil vir jou vandag iets sê. Jy laat my soveel dink aan myself toe ek jare terug in die bediening begin het. Toe sê hy vir my, jy hou net aan met dit wat jy doen. Die Here gaan vir jou oplig en vir jou gebruik op plekke waar jy nooit sal dink nie. Kyk waar staan ek vandag. Omdat 'n mens 'n diensbare gees het en dankbaar is vir dit wat die Here jou mee toevertrou. Kerk, om hier te kom en stoele reg te skuif, is nie 'n minderwaardige werk nie. Dis 'n koningskind se werk. Want ek doen dit nie vir die mense nie, ek doen dit vir God. Dis die belangrikste. Dit is waarop ons fokus. Wanneer ons besef dat Christus ons ware meester is, verander hierdie wagtyd in 'n tyd van aanbidding. Wil vir sê vanmôre kerk, toets dit. Terwyl jy wag op die Here, bly jy in aanbidding. Maar moenie beweeg as God nie gesê het beweeg. Terwyl God stil is, dan wag jy op die Here. Jy sal nie 'n fout maak in jou lewe. Glo vir my, hoor vir my, ons almal behoort te weet. Ons almal is al deur daai fout. Aktiewe geloof beteken dat elke taak, groot of klein, 'n daad van aanbidding behoort te wees. So kom ek gee vir 'n praktiese voorbeeld daarvan. 'n Boer bid vir reën. Maar hy ploeg eers sy land, hy berei eers die land voor, hy koop eers die saad, en hy plant en versorg hierdie oes. Hy kan nie die reën maak nie, net God kan die reën maak, en die reën stuur. Maar as hy nooit geploeg of geplant het nie, beteken dit hy bewys geen geloof aan God nie. As jy hier na Botawil se kant toe gaan, en die ry tussen daai plase is te groot vir spulpunte. Daar's nie spulpunte nie. Daar's nie 'n knoppie wat jy kan druk en water gee wanneer jy wil water gee. Daar plant jy in geloof. Letterlik. En jy sal jou tye deur bid vir God om vir jou reën te stuur. En wanneer die reën kom, dankbaar wees vir dit wat God vir jou gestuur het. Net so ook. Bid elke gelowige verwerk, maar hy stuur steeds sy CV uit. Hy gaan ook van plek tot plek en hy bid en hy vra, Here, wys vir my, gaan sien mense en probeer uit sy eie uit. Net so bid ons dalk vir ons huweliksmaats. Maar intussen moet jy 'n heilige lewe lei saam met hierdie man. Jy bid vir finansiële voorsiening, maar jy bly getrou, werk en bestuur jou geld met wysheid. Dan kan jy vir die Here bid en sê, Here, ek kom kort met my finansies, maar ek wil elke aand die bonairs eet nie. Here, toe nou en dan brood. Dit maak ook hierdie kol vol. Ons kan nie verwag dat God alles vir ons moet doen, maar ons wil absoluut niks doen. Dit gaan my verstand te bowe dat die mense kry wat vir jou sal sê, ek is so alleen. Ek kry nie 'n man nie. Ek soek 'n man, maar ek kry nie 'n man nie. Maar jy kan nie so aardig nie. As jy daar uitkom, lyk jy so vol verskrikker. Wat so man gaan jy kry? 'n ander vol verskrikker. Kerk, dit werk nie so nie. Ek moet iets doen. Ek kan nie vir die Here sê, Here, asseblief stuur vir my ridder op die wit perd, maar die Vader weet, my sweetpak broek pas nie eens by die top wat ek aan het nie. Ek het 2 weke laas my tande geborsel, maar ek soek 'n man. Here, stuur vir my 'n man. Nee,
Begin jou hare regmaak. Doen iets aan jou oogies. En aan jou boutjies as dit nodig is. En aan jou klere dra. En dan sê jy, Here, ek het nou alles gedoen en ek probeer my beste. Asseblief, ek is op soek na 'n man. Maar ons wil niks doen nie. Maar God moet alles vir ons doen. Ek wag op die Here met my de mekaar hare. Nee, dit werk nie so. God verwag daarom beter van ons. As jy dalk 'n bietjie moeite doen met jouself, en jouself bietjie meer presentable te laat lyk, of dalk uitgaan uit die huis uit, en na plekke toe gaan soos die kerk, dan sal jy dalk heel waarskynlik agterkom dat die man, wat God vir jou instoor het, sit al vir 3 jaar in my bank en wag. Maar ons wil wag op die Here, hy moet alles doen. Dink jy God gaan vir jou die perfekte man of die perfekte vrou stuur, as jy absoluut niks moeite doen nie? Nee, kerk, hy gaan nie. Dink jy as jy bid vir 'n nuwe kar, God gaan vir jou 'n kar gee, maar die een wat jy nou ry word nie eens gewas? Nee, dis nie hoe dit werk nie. Wat het jy wat nie aan jou gegee is? Niks. Nou wil ek vir die vraag vanmôre, as alles wat jy het, deur God aan jou gegee is, wat verseker so is, hoekom pas jy dit nie op nie? Asof die Here dit vir jou gegee het. Behoort ons dan nie dit alles te hanteer, asof alles wat ons doen, ons dit vir die Here doen? Nou praat ek van letterlik alles. Hierdie waarheid is een van die mees praktiese lewensveranderende beginsels in 'n Christelike lewe. God roep ons nie net om hom op Sondag te dien of wanneer ons bid nie, maar om hom in elke aspek van ons lewe te verheerlik, met ander woorde in alles wat ek doen. Ons geloof is nie iets wat ons afsonderlik van ons werk, ons huwelik, ons gesin of ons daaglikse verantwoordelikhede leef. Dit behoort die fundament te wees van alles wat ek doen. Wanneer Christus die Here van ons lewe is, verander hy nie net ons bestemming nie, hy verander ook ons ingesteldheid, ons motiewe en die manier van ons leefstyl. Kolossense 3:23 en 24 sê vir ons dit so mooi, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfdeel as loon sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Amen. Let op die woorde, wat julle ook al doen. Paulus sê nie hier sommige van die dinge wat julle doen nie, of net die geestelike dinge wat julle doen nie, hy sê alles wat ons doen. Dit beteken dat God nie net belangstel in hoe ons bid of Bybel lees nie, maar ook in hoe ons werk, hoe ons met ons eggenote praat, hoe ons met ons kinders praat, hoe ons kinders grootmaak, hoe ons ander mense behandel, hoe ek my besigheid bestuur en selfs hoe ek reageer wanneer niemand kyk. Wanneer jy jou werk doen asof jy dit vir die Here doen, verander jou hele ingesteldheid. Jy werk nie meer net vir 'n salaris of om jou baas te impres nie. Jy werk met eerlikheid, die uitnemendheid, die ywer, omdat jy besef dat die eintlike werkgewer van hierdie posisie is God. Amen. Dis God. Selfs wanneer niemand jou moeite raak sien of waardeer nie, wil ek vir die sê sien God het raak. Dis die belangrikste. Dis die belangrikste, dat God dit raak sien. Hy let op die integriteit waarmee jy besluit en die moeite wat jy doen, en die gesindheid waarmee jy dit doen. Daarom behoort 'n kind van die Here die betroubaarste, eerlikste en hardwerkendste mens te wees, wat daar kan wees. Dieselfde geld vir die huwelik. Wanneer 'n man sy vrou liefhet, asof hy dit vir die Here doen, en 'n vrou haar man respekteer, asof sy dit vir die Here doen.
verander die dinamiek van 'n huwelik, totaal en al. Dan is jou liefde nie meer afhanklik van hoe die ander persoon jou behandel nie, maar van jou liefde en gehoorsaamheid aan God. Jy vergewe makliker. Kom ons wees eerlik vanmôre. Jy vergewe makliker. Jy dien met groter vreugde en kies om eerder op te bou as om af te breek. Ook in ons verhoudings met ander mense behoort hierdie beginsel sigbaar te wees. Want Jesus het ons geleer dat ons mekaar moet lief hê, soos dat ons onsself lief het. Daarom behandel ons mense met respek en geduld en vriendelikheid en genade. Nie omdat hulle dit verdien altyd nie, nee, maar omdat ons deur ons optrede Christus behoort te verteenwoordig. En elke gesprek, elke besluit en elke reaksie is 'n geleentheid om iets van Jesus se karakter te kan weerspieël. En hierdie beginsel geld selfs vir die kleinste en alledaagse goedjies in ons lewens. Hoe jy jou geld bestuur, hoe jy praat wanneer jy kwaad is, hoe jy jou tyd gebruik, hoe jy jou beloftes nakom en hoe jy optree wanneer daar niemand is vir jou dopper. Letterlik alles is deel van jou aanbidding aan God. En daar is geen skeiding tussen die geestelike en die gewone lewe. Vir die gelowige is die hele lewe heilig wanneer dit aan God toegewy is. Paulus kom en hy bevestig dit verder in 1 Korintiërs 10:31. Of jy dan eet of drink of enigiets doen alles tot eer van God. Amen. Selfs die eenvoudigste handelinge kan God verheerlik. Dit met die regte hart, as ons dit met die regte hart doen natuurlik. God kyk nie net na wat ons doen nie, maar ook waarom ons dit doen. Hy sien die motief agter elke daad. Jesus self is die volmaakte voorbeeld hiervan. Hy het nie net die wonderwerke gedoen nie, hy het elke dag in volkome gehoorsaamheid in God geleef. En hy het gesê in Johannes 8:29, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Dit behoort ook die begeerte van elke gelowige te wees. Here, mag alles wat ek doen, U behaag. En die ware toets van Christus se geloof is nie net hoe hy in die kerk optree, maar hoe hy leef wanneer die kerkdiens ook verby is. Om alles te doen asof ons dit vir die Here doen, beteken dat ek elke dag, elke taak wat ek aanpak, elke verhouding en elke verantwoordelikheid 'n daad van aanbidding sal maak. Asof ek dit wat ek doen vir die Here doen. As jy dan op die Here wag, wil ek vir jy sê, God will make a way where there seems to be no way. Amen. Maar ons moet op die Here wag, en terwyl ons wag, behoort ons deel te doen. Dan werk ons nie net harder nie, maar met 'n hoë doel. Ons het nie net beter verhoudings, maar verhoudings wat ook Christus daardeur verheerlik. Ons leef nie net meer om mense te beïndruk nie, maar ons leef eerder om God deur ons lewe te kan behaag. Wanneer ons lewe so gerig is, word selfs die mees gewone oomblikke, buitengewone geleenthede om die naam van Jesus te kan verheerlik. En so word ons hele lewe, lewende getuienis dat Christus nie net die verlosser van ons siel is nie, maar die Here van ons hele lewe. Aktiewe geloof beteken nie om God vooruit te loop. Dit beteken ook nie om agter te bly. Dit is om elke dag gehoorsaam te kan bly doen wat God reeds vir ons geopenbaar het, terwyl jy hom volkome vertrou vir dit wat nog nie in my hande is nie, vir dit wat nog in God se hande is. En dit is waar die wagtyd na kom. Vertrou die Here met dit wat jy het in jou hande reeds, en wag op dit wat op die oomblik in sy hande is. Op die regte tyd sal die Here kom en hy sal gee vir jou dit wat tans in sy hande is. Geloof sit nie ledig en wag vir wonderwerke, die geloof beweeg in gehoorsaamheid. Werk met ywer, bid met volharding en wag met vertroue om God
is 'n perfekte tyd. Dit beteken nie dat ek my hande in my skoot vou en moet ophou werk of ophou bid of ophou voorberei of ophou om verantwoordelikheid te neem. Dit beteken eerder dat ek getrou voortgaan met dit wat God reeds aan my toevertrou. Terwyl ek weier om God se wil vooruit te doen. Terwyl ek wag, terwyl ek bly bid, ek bly groei en bly dien en bly werk en bly voorberei en bly gehoorsaam. Maar ek neem nie my sake in my eie hande en probeer deure oop forceer wat God nog nie oopgemaak het. Want God se wagtyd is nooit 'n wagtyd van ledigheid, maar 'n wagtyd van voorbereiding. Ek wil vir julle sê, baie keer in ons lewe, dan voel ons is reg vir iets. Dan weet die Here, jy is nog nie reg daarvoor. En ek wil ook vir julle sê, die Here sal jou nooit op 'n plek sit wat hy weet, you're not gonna make it. Want hy wil nie hê, jy moet breek. God sal eerder daai deur toehou, totdat hy voel, jy is nou reg vir die volgende fase. Fase 1 is 'n fase waarin jy sal bly, totdat God voel, jy is reg vir die second phase. As God voel, jy is reg vir fase 2, sal hy vir jou die openbaring gee van fase 2. Voor dit gebeur het, om hemelsnaam, moet dit nie forceer of druk nie, want jy gaan 'n fout maak. En dit is dan wanneer ons as kinders van die Here terughardloop na God en sê, Here, wat nou? Ons wou nie wag op die Here. Soos 'n boer wat die saad saai, die grond versorg en geduldig wag vir die reën. En geduldig wag vir die oes. Hy kan nie die saad elke dag uitgrawe om te gaan kyk hoe dit groei. Dit is wat ons doen. Ons wil iets vir die Here gee. En oor 2 dae van nou af, as God nie gereageer het nie, ons kry nie daai deurbraak, dan is ons vinnig om te hardloop en weer by God te gaan haal. Ons gee vir God die stuurwiel van ons lewe. Maar as God die wiel regs draai en jy wil nie regs gaan nie, dan is jy geneig om die stering weer terug te gryp en om links te draai. Dat is wat die wag, die Here. Hy doen alles wat hy moet doen en hy vertrou op God, die boer. Want hy weet, dis net God wat die reën kan stuur. En net so vra die Here van ons om ook getrou te wees in ons verantwoordelikhede. Terwyl ons met geduld en geloof op sy perfekte tydsberekening moet wag. Ware wagtyd is daarom nie passiwiteit nie, maar volhardende gehoorsaamheid aan God. Nie lydend nie lydend nie, maar vertrouende aksies. Nie net om stil te sit nie, maar om getrou aan te hou met wat ek moet doen, totdat God op sy tyd vir my deur oopgemaak het. Dat ek ook weet, geen mens kan toemaak. Het is juist hier waar die balans van Christelike lewe gevind word. Aan die een kant het ons gesien dat wag op die Here beteken om nooit om passief lei en onverantwoordelik te wees. God verwag van ons om getrou te werk, verantwoordelikheid te neem en alles te doen wat hy reeds in ons hand geplaas het. En dit wat hy vir jou gegee het, verantwoordelik te hanteer. Maar aan die ander kant is daar iets wat net God kan doen. En dit is waar die ware betekenis van wag op die Here begin. Om op die Here te wag beteken nie dat jy absoluut niks moet doen. Kom ons wees eerlik vanmôre. Nou kyk, toe ek op skool was ek verskriklik lui om te leer. As ek nie daai roede gekry het nie, dan het ek nie geleer nie. Ek het altyd net oorgestuur. Want ek was te lui om te leer. Ek het my besig gehou met allerlei dinge, behalwe leer, maar dit was vir my moeilik. Hartlik om dit so mooi te stel. Maar nou wil ek vir julle sê vanmôre, kan ek tot God bid en sê, Here, help my tog, laat ek 90% vir hierdie vraestel gaan kry as ek absoluut niks geleer het. Nee,
moet ook iets doen. Ek sê altyd vir my mense ook, ons kan alles doen, jy kan alles doen tot die beste van jou vermoë. Jy kan nie beter doen as jou beste nie. En dan kan jy na God toe kom en sê, Here, ek het werklik waar. En moenie net die helfte gee en dink God gaan jou glo. Hy ken jou helfte en hy ken jou voluit. As jy dan voluit gegaan het, dan kan jy na God toe kom en sê, Here, ek het alles gedoen wat ek menslik moontlik kon doen. Nou bid ek in die naam van die Here dat U die res sal doen. Maar ek wil vir u vra vanmôre, as jy dit net halfpad gedoen het, moenie bid dat God voluit gaan nie, hoor. Vra Here, doen U ook nou maar net die helfte, want ek het net die helfte gedoen. Maar dis wat ons nie wil doen nie. Ons wil 0 doen en God moet alles doen. Om op die Here te wag, verwag hy van jou af ook iets. En alles wat jy bekommer, die vrese, die onsekerhede, die drome, die planne, en God sal hande plaas en te sê, Here, ek sal doen wat U van my verwag. En ek sal U nooit vooruit hardloop met my eie krag en dit probeer op my eie doen, want ek weet net U kan die res doen. Dit vra geloof wat baie dieper gaan as net geduld om te wag. En as jy nie geduld het om te wag nie, bid om die Here en vra vir hom om vir jou daardie geduld te gee. Dit vra 'n hart wat bereid is om God se tyd bo sy eie tyd te aanvaar. Ons leef in 'n wêreld waar alles onmiddellik moet gebeur. Maar God werk nie so nie, kyk. En ek wil ook vir u sê vanmôre, God is nooit laat. Maar hy is ook selde vroeg volgens ons verwagtinge. Hy werk altyd volgens sy volmaakte plan en sy volmaakte wil. Psalm 37 vers 5 beskryf hierdie so mooi. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Kan ons hier glo vanmôre? Hier sien ons 3 baie belangrike beginsels. Nommer 1, laat jou weg aan die Here. Gee jou planne, jou bekommernisse en al jou laste aan die Here. Vertrou op die Here as jy dit vir hom gegee het. Moenie probeer om alles self te beheer nie. As jy iets vir God gegee het, los dit daar en wag. Wees stil en wag op die Here. Gee God die geleentheid om die werk te doen, sonder dat jy met jou ongeduld hier tussenin kom en dit probeer vooruithaal. Een van die moeilikste dinge vir 'n mens is om te onderskei tussen 'n oop deur wat God oopgemaak het en tussen 'n deur wat jy self probeer oopbreek. Daarom sal jy mense kry en sê, ek kan nie verstaan, hoekom werk my huwelik nie uit nie. Ek verstaan nie, hoekom werk my verhoudings nie uit nie. Het jy gewag op die Here, om vir jou te sê, dat hierdie is die persoon wat ek vir jou het, waarmee jy die huwelik moet trek. Hoeveel van ons is deur egskeidings in die lewe? En dan sien jy nog die mense wat sê, ag, jy kan nie dit doen nie, dit wat God by mekaar gesit het, mag jy nie skei. Wie sê vir jou God het dit by mekaar gesit? Ek wil vir jy sê, as God iets by mekaar gesit het, kan nie eers die duiwel dit skei. As God jou en jou vrou by mekaar gesit het, is daar absoluut niks wat julle gaan skei nie. Die voriges waarvan jy geskei het, wie sê vir jou God het julle by mekaar gesit? Dis deur jou eie besluite. Dis deur jou eie doen en late. Want ek was nie bereid om te wag op die Here. Ongeduld laat ons geleenthede forceer. En trots laat ons dink ons weet beter as God.
Maar wanneer ons op die Here wag, ontwikkel ons die rustige vertroue dat God presies weet wanneer die tyd reg sal wees. Jesaja gee hierdie wonderlike belofte vir ons so mooi, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En hy sê hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Let bietjie op na hierdie belofte. En dit sê nie, die wat op die Here wag sal nooit probleme hê nie. Dit sê dat hulle nuwe krag sal ontvang daarvoor. God verander nie altyd onmiddellik ons omstandighede. Maar hy verander dikwels eers die persoon wat deur daardie omstandighede gaan. En terwyl jy wag, bou hy jou geloof. Leer hy jou die afhanklikheid en vorm hy jou karakter. Wag op die Here beteken daarom nie dat jy altyd noodwendig nou 'n antwoord gaan kry nie. Beteken dat jy toelaat dat God jou voorberei vir wanneer hy vir jou die antwoord sal gee. En dikwels is God meer besig om aan jou te werk as om jou omstandighede. Ons voel partymal dat God is besig om aan my omstandighede te werk, en in die meantime is hy besig om 'n bietjie aan jou te werk. Dink aan Dawid. Hy is as koning gesalf lank voordat hy koning geword het. Jare. Daar was jare van wag vir Dawid gewees. En intussen het hy vervolging gekry. Hy het swaar gekry. Hoekom? Omdat God nie net besig was om vir Dawid die troon voor te berei nie, maar hy was besig om Dawid vir die troon voorberei. En as God hom onmiddellik koning gemaak het, sou hy heel moontlik nie die wysheid, die nederigheid en die karakter gehad het om hierdie volk reg te kan lei. Daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan, as dinge nie so gebeur nie, moet ons wag op die Here, want God is besig met 'n voorbereiding. Ons sien dieselfde by Josef. God het hom groot drome gegee, maar daar was eers 'n put waarin hy beland het. Daar was eers slawerny, daar was eers tronk, selfe vir hom in storie gewees, voordat hy in die paleis was. En hierdie wagtyd was deel van God se voorbereiding vir Josef. Wat vir Josef soos vertraging gelyk het, was eintlik God se opleiding. Daarom is wagtyd nooit vermorste tyd in God se koninkryk. God werk selfs wanneer jy niks kan sien. Hy open deure en verander mense se harte, rangskik omstandighede en berei dinge voor wat jy nie eers weet bestaan. Dit is waarom Filippense 4 vers 6 tot 7 so belangrik is. Waar die woord van God vir ons sê, wees oor niks besorgd, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend word. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal in julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Maar God sê nie, ons moet maak asof ons geen probleem het. Hy sê ons moet alles wat ons het vir hom gee. Elke bekommernis, elke vrees, elke vraag en elke onsekerheid behoort ons by die voete van Jesus te bring. Wanneer ons dit doen, beloof hy nie noodwendig onmiddellike antwoorde of hierdie onmiddellike of rapid uitkoms of kits uitkoms vir ons soos vir ons het wil hê. Maar hy beloof iets wat ons nodig het terwyl ons daarvoor wag. En dit, my broer en suster, is die vrede van die Here. Het jy al agtergekom as jy bid tot God en jy klaar dit vir die Here gegee, die vrede daar. As ek bid vir ons maatskappy se finansies, daarna het ek die vrede, dat ek weet ek dien 'n getroue God. En God kom altyd hier vir ons, want is dit op die laaste nipper, weet vir hom, God weet jy wag vir hom. Hy wonder nie of jy wag vir hom. Hy weet,
ons wag op U. Daardie vrede gee ons die krag om nie net uit emosies te reageer nie, maar in geloof te kan bly staan tot dat God die volgende stap vir ons wys. Om die Here te wag beteken ook om sensitief te bly vir sy leiding. Soms sê God vir ons, beweeg nou, en ander kere sê hy, bly net waar jy is. En ek wil vir u waarsku, as God vir jou sê, bly waar jy is, bly waar jy is. En wag op die Here, totdat hy vir jou sê, dis nou tyd om te beweeg. Ander kere sê hy, hou aan doen wat jy doen. Ek, wat God is besig om agter die skerms te werk. En die sleutel is dat ons nie deur vrees, druk of menslike opinies gelei te word, maar deur die stem van die Heilige Gees. Spreuke 3 vers 5 en 6 vat hierdie hele beginsel so mooi saam. Hy sê, vertrou op die Here, met die hele hand, en steun nie op jou eie insig. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Om op die Here te wag is nie 'n teken van swakheid nie. Dis een van die grootste bewyse van geloof. Ek glo dat God vir my sal lewe. Dit beteken ek doen alles intussen, terwyl ek wag, doen ek alles tot die beste van my vermoë. Ek doen alles wat God van my verwag, met my hele hart. Maar steeds los ek die uitkoms van hierdie in die hande van die Here. Ek dra my laste na hom toe. Ek gee hom my bekommernisse. Ek gee hom my planne. Ek gee my toekoms in die hande van die Here. En ek probeer nie deure oopbreek wat God nie vir my oopgemaak het. En ek hardloop God nie vooruit, omdat ek ongeduldig word. Ek vertrou dat wanneer God sê beweeg, dat die regte tyd sal wees vir my. En wanneer hy sê wag, is dit omdat hy dan nog besig is om te werk. Ek sluit af met die volgende. Daarom is wagtyd nie verlore tyd nie. Dit is 'n heilige tyd waarin God ons geloof verdiep. Waarin God ons karakter vorm. Waarin God ons daardie vrede gee en die pad wys wat hy vir u en vir my reeds voorberei en bestem. Wanneer sy tyd aanbreek, sal hy die deur oopmaak wat geen mens kan sluit. En daar kan ons met die volle vertroue vorentoe beweeg, omdat ons weet, dis nie my tyd, maar God se volmaakte tyd. Amen. En daarom kan ons vanmôre sê, wie op die Here wag, sal nie beskaamd staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek weet ons as mens is impulsief en ons is altyd gejaag en ons wil dinge so vinnig laat gebeur. En ons hou nie daarvan om te wag nie. Reeds omdat tyd so groot vyand is in ons lewe. As ons kyk na hierdie jaar is besig om verby te vlieg. En daar's miskien dinge wat ons beplan het, wat ons graag alreeds sou wou doen, waarby ons nog nie uitgekom het nie. Maar ek wil hê, dat elkeen van ons moet besef, dat daar 'n rede is daarvoor. Dat ons net bietjie onsself tot stilstand bring vir 'n oomblik en besef vanmôre, dat dit vir my nodig is as kind van God, as gelowige, om te weet, dat dit belangrik is dat ek wag op die Here. Vir die wat op die Here wag, gee hy nuwe krag. Dit kan ek nie anders interpreteer as ek nie wag op die Here nie, gaan ek nie hierdie nuwe krag ontvang nie. Dit beteken ek gaan in my eie krag vorentoe beweeg. En dan is my destiny te veilig. Want ek kan dit nie doen sonder die krag wat God my gee.
myself is dit onmoontlik om hierdie te doen, Here. Maar ek dank die Here dat ek vanmôre kan weet, dat ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Dat ek vanmôre weet, ek hoef nie enigiets in my eie krag te doen nie. Al wat ek moet doen, is wag op die Here. En ek wil vanmôre elkeen van u wat hier sit, uitnooi. Wat ook al dit is, waarvoor jy wag. Bly wag, bly bid, bly vertrou, dat die Here vir jou 'n tyd sal gee, waarom hy vir jou sal sê, dis nou tyd om te beweeg. Wag totdat jy sien, God die deur vir jou oopgemaak. Bid tot God en vra, Here, help my dat ek geduldig sal wag op U. Vader, daar is nie 'n dag of 'n oomblik wat ons wil beweeg sonder dat ons weet U is met ons. Sonder dat ons weet, Here, U het hierdie pad voor my voorberei. En ek het nie self dit gedoen. Want wanneer ek dit self doen, stuur dit gewoonlik op 'n ramp af. Want wanneer ek by hierdie kruispad kom, en in my eie insig besluit in watter rigting ek moet beweeg, stuur dit gewoonlik op 'n ramp af. Daarom kan ons vanmôre met vrymoedigheid bid tot God en sê, Here, ons het U nodig, ons het U so nodig, om vir ons te wys, in watter rigting U vir ons bestem het, nie vir my nie. En daarom kan ons vanmôre sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Nie my keuse nie, maar U keuse. Nie my besluite nie, maar U besluite. Help ons vanmôre, Here, dat ons sal verstaan hoe belangrik dit is om te wag op U. Maar ook verstaan, Here, dat ons ook dit wat God vir ons gegee het, verantwoordelik moet hanteer. Dat ons sal weet dat die bestemming met God vir elke een op ons pad het, vir ons die grootste vrede in ons harte sal gee. Dat ons weet, Here, terwyl ons besig is om op te pas dit wat U vir ons wil toevertrou, is God besig om agter die skerms te werk. Terwyl ons doen wat menslik moontlik is, kom God en U doen die bonatuurlike, wat vir die mens onmoontlik is. Dat ons sal verstaan hoe belangrik dit is, Here, om soos die boer eers die grond om te spit en te ploeg. En dan is dit tyd vir kunsmis en kompos en alles wat nodig is vir hierdie grond, om die grond goed te maak. Om die grond voor te berei, voordat ek die saad begin plant. Dan wanneer ek die saad geplant het, Here, kan ek niks meer doen, behalwe wag op die Here. Wanneer ek my vertroue in God se goedheid, sy getrouheid, totaal en al kan plaas, dat ek vanmôre sal weet, dat U die reën op die regte tyd sal stuur. En wanneer U die reën op die regte tyd stuur, dat ek op my knieë sal gaan, en God die eer gee daarvoor. Van alles wat ek het, is net geleen, en alles wat ek is vanmôre is net genade. Ek het niks vanmôre, Here, wat nie aan my gegee is. Alles is aan my gegee. En aan God wil ek
al die lof, al die eer gee daarvoor. Dankie vir die woord, Vader, wat ons vanmôre kon bedien tot elke hart. Ek bid vanmôre dat ons werklik waar hierdie woorde sal vat en dit toepas in ons lewens. Dat ons na God toe sal gaan en sê, Here, ek is jammer dat ek altyd dit wat ek vir U gee weerloop haal. Here, vergewe my vir die dae wat ek hier vooruit hardloop. En help my om geduldig te wag op die antwoord van die Here. Want wanneer ek hierdie antwoord kry, weet ek dat ek weet ek nie 'n fout sal maak. Seën hierdie saad wat vanmôre gesaai is, Here. Mag dit op goeie grond geval. Ek bid dat elkeen van ons, wanneer ons uitgaan, ook weer verder hierdie saad sal versprei. Dat die regte ding te doen is om op die Here te wag. Dankie dat ons vanmôre kan getuig van U getrouheid. En dat ons weet vanmôre dat God ons nie sal teleurstel. Ek bid dit vanmôre en ek sê dankie, Here. En mag U naam vereer en verheerlik word. Elke mens wat U aanneem.